onder ons gaan bid, Here. Your name is healing. Yes, your name is healing, Jesus. Your name is love. Almighty Lord, we worship you. Break every stronghold, Lord. Shine through the shadows. Burn like a fire. Burn like a fire, Jesus. Dankie, Here Jesus. Ken jy die naam? Die woord verklaar as geen ander naam gegee so groot soos daai naam nie. Voor daai naam sal elke knie buig. En elke tong gaan moed bely dat hy die Here is. En ek dank die Here dat hy my in my pad langs, dat hy in my lewe my pad langs gekom het toe ek net vroeg in die 20 jare was, toe ontmoet ek met hierdie Here. Een nag waar sy gees met my gepraat het en vir my gesê het, waarom sê jy vir my Here, Here, maar jy doen nie wat ek sê nie. En daai aand toe sê ek, Here, hier is ek. Doen met my wat jy wil. Gebruik my soos jy wil. Help my dat ek hierdie pad sal voltooi. Dat ek daar in Nelspruit daardie nag begin het. Dit was 1981, 24 Desember. Ek het baie van hierdie koning geweet. Ek is opgevoed in die vrese van die Here. En ek het die God nie geken nie. En daai aand ontmoet ek hom. Sy glorie en sy heerlikheid. Miskien sukkel jy met sekere aspekte in jou familie om oorwinning te kry. Miskien is jou finansies op hierdie oomblik vir jou 'n vyand. Dalk sukkel jy om werk te kry, of jou gesin te kan sorg. Dalk voel jy jou huwelik is op die rotse en is 15 jaar, dalk 20, miskien 25 en dit kom nie reg nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, spreek die naam van Jesus oor jou berg. Want hy verklaar dat as jy vir hierdie berg sê in my naam, hef jy op. Dan sal hy hom ophef. Jy moet mooi verstaan wat is die tendens van daai woord wat die Here daar vir die disippels gee. Hy kom van die berg van verheerliking af, waar net 3 van sy disippels teenwoordig was. Toe hy onder aan die voet kom van hierdie berg, toes die skrifgeleerdes en die fariseërs besig met die ander 9 disippels om hulle vrae te vra en hulle in 'n blik te druk en hulle uit te klee. En die oomblik toe Jesus instap, toe neem hy oor. Hy sê, wat gaan nie aan? Wat is hierdie redeneringe van julle? Nee, ons het hierdie man gebring met hierdie kind dat hulle die duiwels kan uitdryf, maar hulle kon nie. Dan draai hy om. Dan kyk hy na hierdie berg. Dis nie geestelik nie. By God is dit moontlik om hierdie berg 100 meter ver te skuif as hy moet. Het jy gehoor wat ek sê? By God is dit moontlik om enige berg te skuif. Ons vergeestelik hierdie goed. Maar hy kyk na die berg waar hy verheerlik was en hy sê vir hulle, julle ongeloof maak dat hierdie duiwel nie uitgaan nie. Want die Vader vra, as hy kan, genees my kind. Wat dit betref, ek kan, as jy kan glo. Here, hoekom het ons vir die duiwel gebid en hy nie uitgegaan het nie? Hierdie geslag sal nie uitgaan sonder vas en gebed nie.
Die Engelse Bybel sê, this kind. Watter geslag, what kind? Watter soort? Dis nie hierdie soort duiwel, wat sterker is as 'n ander duiwel nie. This kind of unbelief. Hierdie soort ongeloof, gaan lees daai verhaal, ongeloof is die kern, sal nie uitgaan in julle harte, as julle my nie soek in vas en gebed nie. As jy vanmôre 'n berg het, voordat jy sit, ek weet jy's dalk moeg gestaan, jy kan maar sit as jy wil sit. Ons gaan hierdie lied weer sing. Ek ervaar die Here. Sit jy terugheid. Kom ons gee om 'n lofoffer en dan sing ons hierdie lied weer saam. Dank u Jesus. Kom ons sê dit vir hom. Your name is power. Sy naam is krag. Your name is healing. Sy naam bring genesing. Your name is love. Sy naam gee vir jou lewe. Break every Yes, break every stronghold. shine through the Vader, ek bid, breek elke stronghold in ons lewe, Here. Burn like a fire. Your name is Yes, your name is power. Your name is healing. Lord, your name is healing. Your name is strength. Name is love. Sing het aan vanmôre. Praat met die Break Here. every strong. Yes, break every stronghold. Shine through In the the name of Jesus. shadows. Burn Almighty like God. fire. Shout Jesus on the mountains. Your name Yes, is your name is power. Jesus. Your name is healing. Yes, Your name is love. thank you, Lord. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like fire. Shout Jesus from the mountains. Shout Jesus from the Shout mountains. Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Shout His name in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like fire. I just want to speak. I just want to speak the name of Jesus Thank you, Lord. over every heart and every mind. Dat die Gees beweeg, Here, in elke hart. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Thank you, Lord Jesus. Vader, dankie dat ons 'n naam het. Die woord verklaar, dis 'n sterk toring en die regverdiges vlug daarin en hulle word beskut. Vou ons vanmôre toe in die holte van die hand en bereik U groot en goddelike doel in elke persoon wat gekom het vanmôre, Here. Aan elkeen wat hier inskakel op die platforms wil ek bid dat U hulle genade sal gee en elkeen wat hierna hierdie woord sal luister, dat U met hulle sal ontmoet.
Dankie dat U die Here is. Ons loof U, ons eer U en ons aanbid U. In Jesus se naam. Die volk van die Here sê amen. Prys Here, baie dankie, kan die sitplek neem. Gaan dadelik vra dat my broers my na vore kom, soos gereël asseblief met die tafel van die Here. Van my kant af hartlik welkom aan almal, al die besoekers vanmôre, mag die Here julle ryklik seën. Mag julle vat van krag tot krag, oorwinning tot oorwinning. Julle kan maar vir my voorkom, die tafel gereed kry asseblief. Wat 'n voorreg is dit nie om die Here te kan ken nie. Loof sy wonderlike naam. Ek is dankbaar julle is almal hier. En ek glo dat die Here reeds in jou gees en jou hart vanmôre so gewerk het dat jy welkom voel hier in die teenwoordigheid van die Here ook en sy naam net groot maak en hom eer. Dien ons nie 'n groot God nie. Prys die Here. Ek loof die Here want hy is groot en hy is heilig en hy is goed. Prys sy wonderlike naam. Ons kry net alles gereed en dan gaan ek vir jou net een enkele skrif lees. Thank you, Jesus. Ek gaan eers die tafel van die Here bedien voor ek die woord gaan bedien. En ek gaan vir julle een skrif lees in 1 Korintiërs, die eerste hoofstuk, vers 10. Maar ek vermaan julle broeders in die naam. Wat 'n naam? Ek hoor nie. Ek hoor nie. Ek vermaan julle broeders, hy praat met die kerk, in die naam van ons Here Jesus Christus, om almal eensstemmig te wees en dat daar geen skeringe onder julle moet wees nie, maar dat julle verenig moet wees in dieselfde gesindheid en in dieselfde mening. Het is baie jammer dat oor die jare, en dit kom van die vroegste eeue af, dat die kerk van die Here Jesus so gefragmenteer het oor verskillende sieninge in die Bybel, dat ons eintlik die sentrale tema van alles, naamlik Christus Jesus, vergeet. Want tot 'n mate het die kerk vir baie jare, en ek dink daai gesindheid is besig om baie sterk te verander, mense kry dit nog steeds, maar dit is besig om weg te raak. Dink ek dat die kerk baie meer met mekaar beklei het oor teologiese aspekte, as wat hulle teen die vyand opgestaan het en hom weerstaan het. En ek bid vanmôre dat die Here ons op 'n plek sal bring. Daar's baie dinge wat ek verskil van ander mense in die woord. Maar die een ding wat ek en jy altyd moet onthou, jy mag van iemand verskil. Ons is nie 'n klomp robotte nie. Weet nie julle nie, ek weet dis 'n paar ouens wat so al stadig loop as dit koud is. En die wat oor 60 is, hulle loop in elk geval stadiger. Maar die gees van die Here sê vanmôre vir my en jou, ag, ander mense wat God liefhet. Want hierdie tafel wat vir ons hier gedek is 'n tafel van eenheid. Alles wat hier staan was vooraf gegaan deur 'n voete was. En 'n voete was wat ek in my hart van oortuig is nie gedoen is om sy nederigheid te bewys nie. Dit is sekerlik tot 'n mate ook so, want ek meen sy hele lewe deur was hy nederig. Want die woord verklaar dat hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar hy die gestalte van 'n diensneg aangeneem. Maar hy trek sy boekleed uit en hy vat 'n skottel water en hy gaan sit voor hy klomp disippels. En hy was hulle voete. En al 12 is teenwoordig. En Petrus rebelleer en hy sê, jy sal my voete in der ewigheid nie was nie. En Jesus sê, as ek nie jou voete was nie, het jy geen deel aan my nie.
Want ek wil jou vryspreek. Ek wil jou vergewe. Voordat jy my gaan verraai, voordat jy my gaan verloon. Judas, ek gaan jou vryspreek. Voordat jy my verraai. En julle ander 10, dis nie net hulle nie. Julle almal gaan in hierdie nag aanstoot aan my neem. Maar ek maak julle klaar vry deur vergifnis. Want die prys wat hy op die kruis betaal het, gaan oor vergifnis. Vergifnis van sonde en vryspraak. Leer vanmôre hierdie beginsel by die Here Jesus. Vergifnis is een ding. Vryspraak is 'n ander ding. Hoeveel mense het al vir my gesê, ek sal vergewe? Oeg, in die Afrikaner is so lekker lus om dit te sê altyd, maar ek gaan nie. Julle almal ken daai ou ene keer. Dis nie 'n spreekwoord nie, maar julle ken daai slogan. Ek gaan vergewe. Ek gaan nie vryspreek nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, vergewe en maak vry as jy wil vrykom. Want hy spreek hulle vry in die eenheid van hy tafel. Vat hy die brood en hy neem dit in sy hand en hy sê die volgende woorde: dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. So dikwels as julle hiervan eet, doen julle tot my gedagtenis. Een brood, een liggaam vir my en vir jou. Nou kom die woord en hy verklaar dat sy kerk is sy liggaam en hy is die hoof. So as jy nou hier uitloop en Tanzanie het jou kwaad gemaak daar in die gang, waar agter in die ingangsportaal, sy het voor jou ingedruk toe sy warm water gevat het. Maak vry. Stoute seentjie het hier voor jou ingehardloop en kapkyk gegryp. Jy sal nie vandag kapkyk, jy sal volgende week wees, neem ek aan. Jy dink jou klein ongeskikte klein mannetjie. Maak vry. Ons groot goed in ons lewe wat ons vashou. Ek wil vanmôre vir jou sê, moenie skeer in die liggaam van Jesus nie. Moenie kwaad raak vir die pastoor omdat hy preek wat hy preek nie. Ons probeer nooit om 'n preek te fokus op 'n mens in hierdie gehoor nie. Ek preek wat die Here my gegee het in hierdie week. My preek is al hierdie week begin voorberei, ure daarin gesit, Vrydag finaal afgehandel. So ek weet nie wie gaan vanmôre hier wees nie. Nie kwaad raak vir Christa in die kantoor en sy vir jou sê, hoor hierso, dit of dat nie. Maar kom ons bly in eenheid in die Here. Want dan gaan God se koninkryk in ons lewens kom. Vader, dankie vir die tafel. Ons spreek die naam van Jesus nie net oor ons families op die strate van die berge af nie. Ons spreek nie net die naam van Jesus teen ons probleme nie. Ons spreek vanmôre die naam van Jesus oor hierdie tafel in erkentenis dat dit is die tafel wat U gedek het. Hierdie is nie die tafel van hierdie gemeente nie, Here. Dis ook nie die tafel van 'n kerkgenootskap nie. Dis vir elke mens wat vanmôre in sy hart 'n behoefte tot God het, wat sy sonde voor die Here kan bely, wat vanmôre mense kan vrymaak, ander wat teen hom gesondig het. En so dikwels, Here, is mense kwaad vir U oor goed wat gebeur het.
Help ons vanmôre, Here, om in liefde te leef, in 'n eenheid, in U kerk en in U liggaam. Seën U, Here, hierdie tafel, Here, hierdie brood en hierdie sap van die druiwestok, soos Lukas het beskrywe, in Jesus se groot en verhewe naam. En ek dank U daarvoor, Vader. Amen. Ek gaan vra dat U 'n broodjie neem. Kom ons gaan sommer die tafel, die sap en die broodjies gelyk bedien. Hy sê dan na die eet het hy die beker geneem. Met die woorde, dit is die beker van die Nuwe Testament. Hierdie beker het baie meer beloftes as die Ou Testament. Want die grootste belofte van almal is in hierdie bloed, naamlik die opstanding uit die dode. Dis die grootste belofte van almal. Want alles in die Ou Testament het hierna gewys. En Jesus sluit dit af met die woorde, dit is volbring. So as jy vanmôre hiervan drink, doen dit uit sy gedagtenis en jy gaan getuig daardeur dat Jesus gekruisig is, dat hy gesterwe het en die dood het opgestaan het, terwille van ons sonde. Neem vir jou 'n broodjie, neem vir jou 'n glas en as jy die beker wil hê, steek jou hand op en hou hom op asseblief. Dat die persoon wat die beker gaan neem, dit kan sien en jou daarmee kan bedien. Baie dankie, sal julle vir ons asseblief dit uitdeel. Terwyl jy jou broodjie en jou sappie neem, dink aan daai dag toe die Here Jesus vir ons hierdie prys betaal het. Cause I know there is peace within His presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus. Till every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. 'Cause your name is power. Your name is healing. Your name is love. Dankie Here Jesus. Break every Break every stronghold. shine through. As jy vanmôre krank is, die woord sê deur sy wonde het daar vir jou genesing gekom. Vertrou die Here vanmôre ook vir dit. Ons wag net tot almal gekry het en dan gaan ons saam drink. Thank you, Lord Jesus. Your name is power. Break every stronghold, shine through the shadows, burn Kan ons vra het almal gekry? Maar iemand oorgeslaan? Almal met die beker bedien? Ek gaan vra dat ons staan. Het julle gekry, Dolf, kort julle. Hierso. Dolf net hier voor asseblief. Hier by Dou hulle. Kom ons eet. Ons drink met harte voor die Here van dankbaarheid.
Vader, dankie vir die werk wat U kom doen het. Dankie dat U dit afsluit met die woorde, dit is volbring. Ons eer die Here. Baie dankie, kom ons stuur die glasies na die kant toe en dan kan ons dit net opneem en dan gaan ons die woord bedien. Jy kan maar hier sitplek neem. Meester, ons aanbid U. Baie dankie, die Here seën julle, seën die broeders ook baie dankie hoor. Terwyl hulle sitplekke inneem, kan jy solank jou Bybel oopmaak in Lukas die 24ste hoofstuk. Lukas 24. Ons gaan saam lees vanaf vers 45. Lukas 24 vers 45. Net verskoning maak, pastoor Blier is vanoggend, hy en Marlene is by die gemeente in Elofsdal. So hy bedien vanoggend daar. Ek dink daai gemeente is nou 'n jaar lank onder die herderskap van pastoor Pieter en Linda. En hulle het gevra dat een van die moderatuurslede daar bedien, so hy het gegaan. Goed, julle Lukas 24 vers 45. Toe open hy hulle verstand om die skrifte te verstaan. En hy sê vir hulle, so is dit geskrywe, en so moes die Christus ly en op die 3de dag uit die dood uit opstaan, en alles wat hier voor ons is getuig daarvan. En bekering en vergewing van sondes in sy naam verkondig word aan al die nasies van Jerusalem af en verder. En julle is getuies van hierdie dinge, en kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Kom ons bid net saam en dan gaan ons hoor wat die Here vanmôre met ons wil deel. Vader, dankie dat ons 'n Bybel het. God se woord wat ons elke dag kan toerus en ons elke dag, Here, kan in U rus inneem. 'n Woord, Here, wat ons genade gee. 'n Woord wat ons begelei wanneer ons nie weet hoe om vorentoe te gaan of watter kant toe om te beweeg nie. Dankie dat U woord 'n lig aan ons pad is en 'n lamp aan ons voete.
Dankie Hemelse Vader dat ons vanmôre verstaan dat alles wat U geskryf het, sal volbring word. En Jesus sê dat nie een jota of titel sal verdwyn, sal weggaan, sonder dat al hierdie dinge vervul sal word nie. So wil ek vra Here dat U ook so in Jesus se wonderlike naam vanmôre elke hart sal vasgryp, elke gedagte sal arresteer tot gehoorsaamheid aan U. Bereik U vanmôre U goddelike doel in ons lewe, Here, is my gebed in Jesus se naam. Amen. Ek wil vanmôre se boodskap titel 2 opdragte, 2 beloftes. 2 opdragte en 2 beloftes. Nou, ek het donderdagoggend op 'n plek 'n hemelvaartdiens gehou in die ooste van Pretoria. En 'n persoon wat voor die tyd met my gepraat het en ek het dit donderdag aand ook gesê, was verbaas om eintlik tot die slotsom te kom nadat hy 'n klomp jong mense gevra het, hoorie, wat se dag is môre? Dit was nou die Woensdag wat hulle gevra het vir die donderdag. En 'n hele handvol van hierdie mense het nie eens geweet dit was Hemelvaartdag nie. Nou ek hoop u het geweet. Ek wil amper nie vra en ek is te bang om te vra. Wie van u het geweet dit is Hemelvaartdag? U behoort want jy het dan 'n WhatsApp gekry. As jy nie 'n WhatsApp gekry het nie, sou jy dit nog geweet het. Dit is sodat ons leef in 'n tyd waar die boodskap van Christus eintlik onderdruk word deur baie dinge. En ek wil vanmôre aansluit by die hemelvaart gedagte van donderdag aand wat ek bedien het. En ek wil hê jy moet vanmôre baie duidelik verstaan dat die hemelvaart van die Here Jesus Christus maak 'n deel uit. En ek noem dit van 'n reeks van gebeure in die lewe van Christus. Die kruisiging, die opstanding, die hemelvaart, al hierdie dinge is by mekaar ingeskakel en dit maak 'n deel uit van 'n klomp kerngoed wat ek en jy eintlik behoort te ken en behoort te weet en behoort te onthou. Net soos die hemelvaart op sigself nie net 'n gebeurtenis wat losstaande eintlik herdenk behoort te word nie, maar as 'n deel van dit wat Jesus vir ons kom doen het. En daar is 7 dinge wat ek vanmôre net wil uitlig en ek wil daarby aansluiting vind by donderdag. En die heel eerste is dat as Jesus nie gebore was nie, sou ons niks van die kruisiging gehad het nie. Kom aan, is julle daar? Mense het nogal nie, dis nie rocket science om dit uit te figure nie, né? So as Jesus nie deur geboorte gekom het nie, sou daar niks plaasgevind het wat in die hele Nuwe Testament opgeskrywe is nie. Maar dit het nie by sy geboorte gebly nie, dit het oorgegaan na sy publieke bediening toe. En van sy bediening af het die Here Jesus uiteindelik in die kruisiging ingegaan en die Bybel sê uitgesterwe. En dan sê die woord van die Here, daar was 'n begrafnis, met ander woorde het hom begrawe. Die 5de ding is sy opstanding. Nadat hy begrawe was, het hy opgestaan op die 3de dag en sy verskyning na sy opstanding vir 'n tydperk van 40 dae aan 'n klomp mense wie hom vir 'n tyd lank in sy lewe gevolg het. En na die opstanding en die verskyning aan die 40 dae aan verskillende mense, het ons die hemelvaart gekry. So 6 dinge of 6 gebeurtenisse in Jesus se lewe wat letterlik afgesluit word met hierdie groot gebeurtenis waaroor daar eintlik baie min geskrywe word, naamlik Christus se hemelvaart. 'n Gebeurtenis waar God 'n volmaakte herstel bewerk het en dit daar afgesluit het. Die werk is gedoen vir elke mens wat dit wil gryp en wat dit wil neem, en 'n volmaakte rus. Ek weet ons leef in 'n tyd wat ons baie moeg raak.
want ons is besig met so baie dinge. En mense sê so dikwels vir my, weet jy, ek is net te moeg. Maar ek wil vanmôre vir jou sê dat die enigste rus wat ons regtig kan kry, wat jou waarlik rus gaan gee, is om in God te rus. Hy is ons Sabbatsrus. Jesus het ons Sabbatsrus geword. Daarom herdenk ek nie 'n dag nie, maar ek herdenk die gebeurtenis van die vryheid en die rus wat ons in Christus Jesus ontvang het. Sy rus is 'n volmaakte rus. Ek het so baie keer in my lewe, dan bedien ons op baie plekke in die land en in Afrika en daar's nie tyd vir allerhande moegheid nie. Want jy's daar om die woord te bring. Ek onthou eendag ry ek en pastoor Dirk hier vanaf, van ons is op pad na die heel noorde kant van Zimbabwe toe, en ons kom daar in 'n plek, ons het die mense daar bo vir baie jare nie gesien nie, die kerk was geskeur, en in daai tyd toe ek die kerk gelei het, nasionaal het die Here dit bewerk dat ons dit by mekaar kon uitbring, en ons ry op boontoe om te gaan kyk wat daar aangaan, en dis reg in die middel, daar waar Bulawayo pad gaan en die Harare pad split, daar reg bo in die middel, teen die omtrent so 80 kilos van die Zambesi rivier af, maar die pad is so erg. Ek ry met 'n 200 of met 'n 100 cruiser daai jare, en daai ding is gebou vir enige pad. Dit vat ons 4 ure om 70 kilos ver te ry. 4 ure, so sleg is die pad. En ons ry aan mekaar, en is naderhand al 24 uur wat ons ry moet om by daai plek uit te kom en hierdie plek te kry, en ons kom letterlik in die aand 10 uur daaraan. En al wat ons het is, ons het 'n punt op 'n kaart. En ek dog toe net ons daar stop, hier, ek sê vir Dirk, ek is nou so bly, nou kan ons daarom net 'n bietjie gaan rus. En toe daai voertuig gaan stop toe maak, nie net die pastoor die deur oop nie, maar toe staan daar 300 mense om my kar, om ons te verwelkom. En ek groet almal, en ons is bly om almal te sien, en almal is bly om ons te sien, en ek sê vir Dirk, nou kort ek rus. Pastoor Shuma sê vir my, pastoor, wat praat jy nou? Hierdie mense, van hulle wag al 24 uur hier, sodat jy hier moet aankom. Toe is dit 10 uur en hulle wag vir my, hulle sit daar die hele dag, want hulle het nie geweet hoe laat ons daar gaan arriveer, want daar's nie regtig kommunikasie soos nou dit is nie, was in 2004. En ek sê, nee, maar is reg, ek sal almal gaan groet van die kerk af. Hy sê, nee, jy verstaan nie. Hulle is nou reg, hulle wil 'n woord by jou hoor. Ek sê, wat? Preek daar 24 uur in 'n kar. Hy sê, that's life. Ek sê, nee, maar is reg. En ons bedien daai aand. En die gees van die Here is daar. En hierdie mense het blydskap. Hulle slaap op matte buitekant waar die Romans spinnekoppe heen en weer hardloop in die skorpioene. Dit wat ek nou vir jou sê, ek jok nie. Toe ek by die voertuig indraai, toe sien ek hoe blink hierdie oë van al hierdie kreature hier op die grond. Skorpioene so groot. Romans spinnekop, en ek weet nie of jy weet hoe lelik is daai ding nie. Kyk, en ek haat 'n spinnekop, hoor. Hulle hardloop die hele wêreld vol, en ek sê, waar slaap hierdie mense nie? Hulle slaap hier buite. Hulle slaap al 2 dae buite, pastoor, want hulle wag vir die evangelie. As 'n ou oom, hulle sê, sien jy hierdie oom? Hy het so 'n dun rooi dassie aan met so 'n vervalle ou baadjie en 'n paar stikkende skoene. Hy's 80 of iets in die 80 jaar oud. Hulle sê, sien jy hierdie oom? Hy het 50 kilometers geloop om hier te wees. Hoekom? Want hy het 'n behoefte tot die woord van God. Hy wil weet wat die Here vir hom sê in hierdie laat uur van sy lewe. Ek en jy moet in sy rus ingaan. Die volmaakte rus is in Christus Jesus. En in die hemelvaart, wat ons donderdag gevier het, is die finale afsluiting van sy wêreldse lewe. In Markus 16:19 staan, nadat die Here dan met hulle gespreek het, is hy opgeneem in die hemel, en het hy gaan sit aan die regterhand van God. Met ander woorde, die woord van die Here praat van 'n plek van rus.
Jesus handel sy werk af, daarom roep hy uit, dit is volbring vir my en jou. Iets wat ons vanmôre moet verstaan is die feit, dat hierdie wêreld waarin ek en jy leef, hierdie wêreld om ons, wat ons elke dag konfronteer, staan onverskillig teenoor hierdie 7 belangrike geskiedkundige gebeure en die verlossingswerk wat Jesus vir die ganse wêreld kom doen het. Honderde mense stel nie belang in Christus nie. Jy praat met hulle oor Jesus, maar hulle gee nie om daaroor nie. Hulle wil dit nie hoor nie. Hulle wil nie daarna luister nie. Dis die tendens. Maar dit kom oor die eeue heen wat hierdie ongeloof in God maar daar is. Direk na Jesus se opstanding het Satan met 'n kragtige misleiding begin, en ek wil dit vir jou lees in Matteus 28 vers 11. Hoor wat sê hy hierso? Matteus 28 vers 11 tot 15, en terwyl hulle op weg was, kom daar sommige van die wag in die stad en vertel die owerpriesters alles wat gebeur het, en nadat hulle saam met die ouderlinge vergader het en raad gehou het, het hulle die soldate baie geld gegee en gesê, julle moet sê, sy disippels het in die nag gekom en hom gesteel terwyl ons aan die slaap was. En as dit by die goewerneur gehoor word, sal ons hom tevrede stel en maak dat julle sonder sorg is. Hulle het toe die geld geneem en gedoen soos hulle geleer was. En hierdie verhaal is versprei onder die Jode tot wanneer toe? Tot vandag toe. So kan jy sien, kind van die Here, dat die oomblik toe Jesus opgestaan het uit die dode, toe is daar 'n aanslag van misleiding om hierdie werklikheid te staan, en dit word gekoop met wêreldse geld. So met ander woorde, die owerpriesters, die raad wat aan die hoof van die kerk was wat Jesus gekruisig het, hulle kom by Pilatus en hulle sê, hierdie verleier, dis nou Jesus, het gesê dat hy gaan op die 3de dag uit die dood opstaan. En die Bybel sê dat Pilatus het vir hulle 'n wag gegee om die graf op te pas. Nou julle hierdie wag is nie 'n sekuriteitswag soos ek en jy ken nie. Dis nie 'n ou wat met 'n knippel die buitekant rondloop en staan, dis net een wat die hele perseel moet oppas nie. Hier is een enkele graf van soveel vierkante meter in daardie tuin, en 16 wagte word toegeken, 16 wagte word toegeken om seker te maak dat die disippels nie kom en hierdie lijk kom steel nie. En dat daar dan gesê word, hy het opgestaan uit die dode uit nie. Maar 16 wagte kon nie die klip vashou nie. 16 wagte kon nie die graf toe hou nie. Want die oomblik, toe die oomblik aanbreek vir die opstanding van die Here Jesus Christus, toe is daar niks wat hom kan terughou nie, want die dood kon hom nie keer nie. En in daardie oomblik staan hy op uit die dode, en is hy verheerlik in sy heerlikheid, en hy het nog tyd om sy lappe wat hy mee toegedraai was, mooi bymekaar te maak, en dit iewers neer te sit, en dit was die gebruik van die gasheer, wanneer mense gaan, het hulle daar die tafeldoeke opgevou en gesê, ek kom terug. So hier is Jesus, niks kon hom keer nie, hy het opgestaan uit die dode, en hierdie ouens is verleë,
Ons het hom dan bewaak. Waar was julle? Wat het gebeur? Want die Bybel sê, die oomblik toe daardie aardbewing kom en die krag van die Here begin werk, toe het hierdie ouens eenvoudig net gevanish. Toe help nie die spiese en al die lanse en al die goed wat hulle gehad het, niks opleiding, niks help nie, hoekom nie? Want niemand kan staan voor die naam van Jesus en die krag van sy opstanding, die kind van die Here. In 1 Korintiërs 15 kom Paulus en hy sê, ek maak aan julle die beste nuus bekend wat enige mens ooit in sy lewe kan ontvang. Maar saam met hierdie beste nuus is daar 'n ernstige vermaaning. En baie keer sien ons hierdie goeie nuus, ons lees dit hierdie goeie nuus, maar daar's 'n kragtige vermaaning daarin. En veral in hierdie tyd waarin ons leef, waar daar soveel afvalligheid is en mense wat moeg word om die Here te dien, hulle raak moeg om in die kerk om die kerk te dien, en dan gaan hulle daar by die huis en hulle dien die Here daar op hulle sitkamer voor die TV. Julle, ek wil vanmôre vir jou sê, hierdie is God se liggaam, dis 'n eenheid. Ja, die kerk is groter as hierdie gemeente, dit is so. Maar hoe gaan ek ooit in my lewe, hoe gaan ek hoe gaan my karakter gevorm word as daar nie ander broers en susters is wat 'n mens wat so 'n bietjie teen jou vryf nie? Kom aan. Jy het al gesien 'n rivier se klippe wat baie oor hulle spoel word rond. Hoekom? Dis daai wrywing. Nou sê ek nie, jy moet asseblief met opset iemand gaan vryf hier buitekant tot hy vir jou kwaad is dat hy kan rond word nie, né? Nee. Ek sê vanmôre vir jou, luister wat sê die Gees van die Here. Hy sê, Paulus kom en hy sê, ek maak julle goeie nuus bekend. Maar hy sê ook vir hulle, daar's 'n vermaaning, wat julle ag moet opslaan. Hoor wat sê hy, moenie bekommerd, dis nie Petrus wat bel nie. Hoor wat sê hy aan die gelowiges. En as hy praat van die gelowiges, praat hy van die gemeente in Korintiërs. 1 Korintiërs 15 vers 1 tot 4. Broeders, hy praat met die kerk, hy praat met my en met jou. Hy praat met hierdie kerk in Korinte. Broeders, ek maak julle die evangelie. Wat beteken die woord evangelie? In die tyd behoort hierdie gemeente dit te ken. Ek hoor nie. Hier is 'n klomp wakker ouens hier, maar hierdie klomp is 'n bietjie gevrek. Wat beteken die evangelie? Die goeie nuus. Ek sal die klomp nou vra, want hulle is heeltemal te stadig. Ek is bang ek preek te lank. So hy sê, ek maak aan julle die evangelie bekend. Wat sê Paulus? Ek bring vir julle goeie nuus. Broeders, hy praat met my en jou, hy sê, ek maak julle die evangelie bekend, wat ek ook aan julle verkondig het. So wat is die boodskap wat Paulus aan die gemeente in Korinte verkondig het, toe hy daai gemeentes daar geplant het? Dis hierdie boodskap waarvan Paulus hier praat. Ek maak aan julle die evangelie bekend, wat ek ook aan julle verkondig het. So wat het hy verkondig? Hy het die goeie nuus kom bring aan daardie mense wat God nie geken het nie. So baie keer dan kom ons so veroordelend oor. Julle, wat is goeie nuus vir 'n ou wat siek is? Genesing. Nie verdoeming nie. Wat is goeie nuus vir 'n ou wat aan dwelms verslaaf is? Vrymaking, nie verdoeming nie. Wat is goeie nuus vir die oom en tannie wat op die hoek van die straat met 'n plakkaat om hulle nek staan? God is voorsiening, nie verdoeming nie. Maar ons is so geneig om uit ons geseënde perspektief na hierdie mense te kyk en dan etiketeer ons hulle in ons gees en ons dink, maar hoe het jy daar op die aarde daar uitgekom? Dan wonder ons, in plaas van dat ons eintlik gaan doen wat ons vanmôre gaan hoor ons moet doen. Want hier is 'n kragtige woord van die Here, daar's 'n belofte, daar's 'n opdrag. Maar daar's twee beloftes. En ek en jy moet dit verstaan vanmôre. Broeders, ek maak julle die evangelie bekend wat ek ook aan julle verkondig het. Hier sê Paulus aan die kerk van Jesus, slaan ag op die boodskap wat ek aan julle meegedeel het. Hy sê vir hulle, ek het dit aan julle verkondig, bly by hierdie boodskap, hou vas aan hierdie woorde wat ek julle gebring het, toe ek by julle gekom het die eerste keer met hierdie goeie nuus. Wat sê Paulus vir hulle? Moet dit nie verwaarloos nie. Moenie hierdie goeie nuus vergeet nie.
moet nie hierdie goeie nuus in jou lewe ignoreer nie. Ons is dikwels so vasgevang met ons eie stryd in die wêreld, ons eie oorlewingsstryd in die wêreld, dat ons eintlik min ag slaan dat ons eintlik elke dag in goeie nuus lewe. So ek en jy het goeie nuus. As jy daar by die werk kom en daar's iemand wat so 'n bietjie down is, wat moet jy doen? Gee hom goeie nuus. En wat is die goeie nuus? Sê nie vir hom, hoor, jy gaan tot bekering kom en die Here gaan al jou probleme wegvat nie. Dis nie die waarheid nie, dis nie hoe dit werk nie. Sê vir hom, jy moet tot bekering kom en God gaan jou help om al jou probleme te oorwin. OK? Want baie mense kom tot bekering, want iemand het vir hulle gesê, hoorie, so as jy tot bekering kom, is jou probleme gone. Nou ek weet nie, dit het nie by my so gewerk nie. Kom aan. Want Jesus sê, hy wie godvrugtig wil lewe, sal vervolg word. So wat moet jy verwag? 'n Paar klippe voor jou voete. Maar kyk na die klippe, sien die klippe, en moenie val oor die klippe nie. Rol die goed uit jou pad uit, hoe? Met daai naam wat ons nou gesing het, die naam van Jesus. Paulus sê, moenie jou geloof, moenie hierdie goeie nuus wat ek aan jou gebring het, verwaarloos, jy moet dit nie vergeet nie, moet dit ook nie ignoreer nie, moet nie geloof daarin verloor nie, al sê wie ook wat, al hoor julle hier die gerugte van die fariseërs en die skrifgeleerdes, dat Jesus gesteel is, dat die disippels in die aand moenie julle aan hierdie goed steur nie, maar hou by die boodskap, wat ek aan die begin by julle gebring het, moenie agslaan op die gerugte wat onder die Jode versprei is nie. Weet jy wat, hy het dit self geglo. Dus ek my het eerstehands kan sê, want wat doen hy? Paulus vervolg die gemeente van God. Paulus is die een wat briewe kry by daai raad. En hy gaan tot in Damaskus om hierdie gelowiges uit die sinagoges te gaan uithaal en hulle eintlik aan die pen te laat ry, totdat die Here met hom ontmoet het. So Paulus het hierdie gerugte dat hy nie opgestaan het nie ook geglo. Dan lig Paulus hierdie mense se positiewe reaksie uit op hierdie goeie nuus wat hy aan hulle verkondig het. En julle, dit is so kwaai as mens dit verstaan. Hoor wat sê hy vir hulle hierso. Hy slaan ag op hierdie goeie nuus wat ek julle gegee het. En kyk wat het hulle gedoen. Vers 1b, wat julle ook aangeneem het. Nommer 2, 1c, waarin julle ook staan. Nommer 2a, waaruit julle, of waardeur julle ook gered word. So Paulus kom en hy sê, julle het hierdie woord aangeneem, ek het die goeie nuus aan julle gebring, julle het dit aangeneem. Hy sê, julle het ook daarin gestaan tot nou toe, en julle sal daardeur gered word. In al hierdie stellings sien ons dat hierdie goeie nuus, hierdie evangelie gekoppel word met 'n persoonlike aanvaarding van verantwoordelikheid. Julle, daar's te veel Christene in hierdie tyd, in die kerkwêreld, wat die verantwoordelikheid vir hulle redding aanvaar nie. Ek wil jy moet vanmôre verstaan, ek en jy het 'n verantwoordelikheid, en dit is nie my verantwoordelikheid om jou verantwoordelikheid vir jou te gee nie. Want my Bybel sê die gawe, hy sê die geskenk van 'n man, maak vir hom ruimte, en bring hom in die teenwoordigheid van die aansienlikes. Ek onthou 1 jaar lank gelede het ek 'n velspesialis gaan sien oor 'n merk wat ek hier in my gesig gehad het, wat hier begin ontstaan het, en ek is bekommerd daaroor, en dis 'n vroue spesialis, en ek het daar ingestap, en sy het dit gebrand met wat ook al, en dit behandel, en toe ek uitstap, want ek het gesê, ek gaan dit sommer kontant betaal, toe ek dit wil kontant betaal, toe sê die dametjie by die toonbank, jy skuld ons niks, jy skuld die dokter niks. Ek sê, maar hoe kan ek die dokter niks skuld nie? Sy het al hierdie werk gedoen, ek meen, ek het voor die tyd gevra, wat gaan dit kos, en dit was 'n klomp geld. Sy sê, nee, hierdie dokter het 'n beleid. As hier 'n predikant, 'n pastoor of 'n dominee hier aankom, iemand wat, of 'n evangelis of 'n sendeling, en sy weet dit is so 'n persoon, dan laat sy hulle nie betaal nie, want sy saai dit terug in God se koninkryk. Kan jy sien, kind van die Here, dis haar manier om aan God se mense iets goeds te doen. Ek en jy het 'n gawe, en dit bring my in die teenwoordigheid van die aansienlikes. En ons moet verstaan, jou gawe verskil van my gawe, so jy kan nie wees wat ek is nie, en jy kan bly wees, hoor, anders het jy gesuffer.
Jy is jy, en ek is ek. En weet jy hoe bly ek is nie julle nie, want Jessie, daai pastore gaan gesukkel het hoor. So luister baie mooi, kind van die Here. Paulus kom en hy sê, hulle het hierdie woord aangeneem. Hy sê, hulle het ook daarin gestaan, en daardeur sal hulle ook gered word. Paulus nooi uit. Hy kom eers, hy verkondig die goeie nuus aan hulle luister. Hy neem die goeie nuus, Paulus nooi hulle uit om 'n deel te word en hulle neem die goeie nuus aan. Paulus daag hulle uit, hulle staan in die goeie nuus en Paulus stel die belofte van die goeie nuus aan hulle. Hulle sal daardeur gered word. Ek wil jy moet vanmôre verstaan, wat 'n groter boodskap is daar, dat daar vir jou ewige lewe is. Julle, dit is ons hoef nie bekommerd te wees nie. Ja, ek het vir julle hierdie 2 weke 'n ding uitgestuur wat, ek weet is AI, maar ek het julle getoets daar, en ek weet dit is AI, dit is 'n ding van 'n kind wat, dit is nie waaroor dit gegaan het nie. Ek wou eintlik julle reaksie uitgelok het. Die boodskap agter daai boodskap, daar's 'n boodskap daar. Is ek en jy so seker van my redding, dat niks wat om my gebeur en met my gebeur, my eintlik gaan affekteer nie? Hoekom? Want Paulus sê, vir my is die lewe Christus, en om te sterwe 'n wins. Kan ek en jy dit vanmôre sê? Kan ons dit met opregtheid sê, dat ek dit glo? Vir my is die lewe Christus, en om te sterwe is 'n wins. Nee, ek is nie seker of ons dit kan sê nie. En miskien kan ons dit nie nou sê nie. Ek hoop ons sal dit eendag kan sê, wanneer my uur sal aanbreek, en die bewustheid sal aanbreek van wanneer God my gaan kom haal. Dat ek sal weet dat ek weet. Ek woon hier uit. Ek sterwe nie, kind van die Here. Ek leef hier uit om 'n nuwe lewe in te gaan, en daai lewe is vir ewig saam met hom. Daar's 'n proses tussenin, ja. Maar elke persoon wat in Christus lewe sal opstaan uit die dode uit. En jy sal verheerlik word saam met Christus. Maar gaan kyk na die ander kant van hierdie muntstuk. Hierdie goeie nuus het 'n ander kant. In vers 2b praat hy van 'n vermaaning. Hy sê hulle het dit aangeneem, hulle het daarin gestaan, en hulle sê hulle word daardeur gered. Maar hoor wat sê die volgende een. Ek maak julle, vers 1 van 1 Korintiërs, die 15 hoofstuk vers 1. Ek maak julle die goeie nuus bekend, wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het, waarin julle ook staan, vers 2a, waardeur julle ook gered word. Nou begin hy met vers 2b, as. Wat beteken die woord as? Gee my hierdie albaster, sê die seentjie vir die ander een, of ek gee jou hierdie 5 albasters, as jy vir my hierdie 1 goen gee. Kom aan. Ek sal vir jou 'n verjaarsdagkoek bak, as jy vir my kom kuier. So wat sê die as? Dis 'n voorwaarde. God se woord werk met voorwaardes. Weet julle wat doen ons? Ons probeer so dikwels God in ons koninkrykie inpas. Kom aan. Ons probeer God in my koninkryk inpas. Daarom bid ons alles oor onsself. Give me, give me, give me. Help me, help me, help me. Ons probeer God binne ons verwysingsraamwerk, in plaas van dat ons tot beskikking stel om in God se koninkryk in te pas. In sy koninkryk het voorwaardes. Sy koninkryk het beginsels. En hier kom die Here en hy sê vir ons, Paulus, ek het hierdie ding aan julle bekend gemaak, julle staan daar en julle het dit aangeneem, julle word daardeur gered, maar as, daar's 'n voorwaarde. Julle, dieselfde mense, wat het aangeneem het, wat daarin staan, wat daardeur gered kan word, as julle daaraan, wat is die volgende woord? Vashou op die wyse waarop ek dit
die evangelie aan julle verkondig het, of julle moeste vergeefs geglo het. So wat sê Paulus vir hulle? Moenie afwyk. Moenie afwyk van dit wat ek julle geleer het nie. Moenie afwyk van hierdie goeie nuus wat ek aan julle gebring het nie. Want die antwoord lê daarin, want as jy daarvan af gaan afwyk, kan dit jou redding affekteer. Vrydag sê pastoor Marius Koen vir my dat hy kry altyd een of ander profeet hier in Gauteng se woord. Hy sê nou die dag toe maak hierdie profeet 'n stelling wat sy hare laat rys het om te sê, jy hoef glad nie tot bekering te kom nie, net jou geloof is vir jou genoeg om gered te word. En ek praat van 'n man met 'n kerk van ek weet nie hoeveel honderde mense nie. Jy hoef glad nie gered te word, jy hoef glad nie te bekeer nie. Nou verstaan ek nie. Van nou af verkondig God aan alle mense dat hulle moet bekeer. En hy vra vir hulle, wat moet ons doen op die dag van Pinkster? Wat moet ons doen, broeders? As ons ook hierdie Heilige Gees wil ontvang, en as ons ook gered wil word, en Petrus staan op met die 11, en hy sê vir hulle, nommer 1, bekeer julle. Nou wonder ek, hy het seker baie borrels Tipp-Ex daai ou, en daar's 'n paar verse in die Bybel wat sê, jy moet jou bekeer, so ek neem aan, hy moet daai goed uit Tipp-Ex. Ok? Nee, nou is ek sarkasties. Julle, dis die gevaar. Dis wat Paulus vir die mense sê, moenie afwyk van dit wat ek jou geleer het nie. Moenie wegdraai van dit af nie. Maar bly by dit. Wat is die voorwaarde? Wat is die voorwaarde? Die voorwaarde gaan oor volhardende geloof in die eenvoud van hierdie boodskap. Julle, ons maak die evangelie te ingewikkeld. Ons maak dit, ons koppel dit aan te veel dinge. Die evangelie van God word jou deel, as jy jou sonde bely, as jy jou hart vir die Here gee, as jy vir die Here sê, Here, hier is ek, kom woon met u Gees in my, ek gee my lewe oor in u hand. Hoekom? Want ek glo aan hierdie offer van Golgotha. Ek neem dit aan as my persoonlike verlossings, die werk wat u vir my kom doen het in persoon. Elke mens wat die goeie nuus van Jesus se reddende genade hoor, moet, nommer 1, dit persoonlik aanneem. Jy kan dit nie, ek kan dit nie namens jou aanneem nie, jy kan dit nie namens my aanneem nie. Jy moet dit persoonlik aanneem. Hierdie persoon moet dit uitleef. Hierdie persoon moet glo, dit bring persoonlike redding. Elkeen moet in hierdie geloof volhard, ten spyte van die leuns van hierdie wêreld en die stryd wat ek en jy elke dag ervaar. Moenie geloof verloor in Christus nie. Ek is tans besig met 'n nuwe bekeerling, is 'n baie suksesvolle besigheidsman. En hy het die Here gevind, en hy's aan die brand vir die Here. Hy maak soms in 1 week 40 ouens bymekaar vir 'n diens, of 25 of 30 ouens, ek weet nie veel was daar nie. Tipiese evangelis. Maar ek weet nie of jy agtergekom het nie, ons is altyd baie haastig. As jy die Here vra, moet hy jou nou antwoord. As jy die Here bid vir hulp, moet hy jou nou antwoord. Asof die Here net daar sit en hy doen niks. Kom aan, hy wag net vir jou. Nie 'n kind van die Here. My seentjies het baie vir my op 'n Saterdag kom en sê hulle hoor die pa die kar by die fiets van my se wiele stuk en dan sê ek sal hom reg maak, sit hom aan neer. Dan sê ek al hele Saterdag besig en vanaand 5 uur en kom hulle daar by hulle kort hardloop en sê hulle hoor jy het al gedoen. Sê ek nee, dis nog toe my seentjies klein was. Nee, ek het dit nog nie tyd gehad nie. Los hom net, jy gaan dit nou doen. En vanaand begin dit donker raak. Pa, het jy my fiets reggemaak? Nee, ek het nie. Ek het nog nie. Maar dan moet jy dit nie los nie. Want jy het jou woord gegee. En jou woord is jou eer. Moenie vir jou kinders sê jy gaan iets doen en jy doen dit nie. Ek kan nie vir jou sê hoe teleurgesteld was ek jare gelede. Ek was nog 'n klein laaitjie, maar ek was op laerskool en ons het so groot plakkaat, so groot portret of 'n ding, wat noem jy in Afrikaans, gehad van 'n bloedhond. Weet jy hoe lyk 'n bloedhond? Sulke lang ore met sulke kwaai plooie. En dit was die pragtigste foto van daai hond wat geraam was.
Ons het so Basset gehad, en ek het al 'n bloedhond gehad, ek het al 'n hond al gehad. En ek weet eendag sit ons so en sê, ek wil hierdie hond teken. My pa sê, as jy daai hond kan teken, koop ek jou 'n nuwe windbuks. En ek besluit vir myself, ek wil 'n nuwe windbuks hê, ek gaan hierdie hond teken. En ek sit daai skildery hier voor my neer op 'n tafel. En ek begin daai ding teken. Ek het uitveer in 'n paar potlode. En soos ek uitvee, maak ek die potlode al hoe korter, maar nadat ek daai hond geteken, ek sê nou vir jou, ek is nie 'n kunstenaar, maar daai hond het gelyk soos daai portret hoor. Tot die skaal was reg. En die ore was perfek. Toe my pa dan kon vra, wie het hierdie ding geteken? Sê ek. Jy dan gesê, as ek kom teken, kan ek 'n nuwe windbuks kry. My pa is nou al jare terug dood, ek wag nou nog vir die windbuks. Hy skuld my nou al 'n 375. So moenie iets vir jou kinders sê en dit nie doen nie. Maar die beginsel wat ek hier by jou wil los is, jy vra die Here, God het sy eie tyd. Want baie keer moet God, en ek noem dit, hy moet die tafereel reg skuif. Hieronder. Hy weet in elk geval, jy gaan hom vra, so hy is besig met 'n projek. Hy is besig met wat hy gaan doen. Jy moet net inval by hom. Hy gaan jou antwoord. Moenie haastig wees nie. Bly by die Here. Moenie jou geloof in God verloor. As jy bid en jy hoor nie dadelik van die Here nie, bly in geloof. Hang in gebed. Lees sy woord. En die oomblik as jy 'n woord gekry het wat in ooreenstemming is met dit wat jy bid, dan vat jy daai woord en jy staan op daai woord. En jy begin dit bely. Elkeen van ons moet Christus persoonlik aanneem, ten spyte van al die moeilike dinge in ons lewe. Dit maak nie saak wat die wêreld sê, wat wêreld hier buite vir ons verkondig nie. Dit maak nie saak waar jy jou lewe vandag bevind nie. Dit maak nie saak watter oortreding, weet jy in die verlede begaan het nie. So baie mense hak vas by skuldgevoelens. Ek kan nie, want ek het. Sê Paulus nie, vergeet die dinge wat verby is, en strek jou uit na wat voor jou lê nie. Vergeet dit. Ek het gisteraand weer vir 'n man gesê, vergeet jou verlede. Want as jy Jesus aangeneem het, sê die woord van die Here, het jy 'n nuwe skepsel geword. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, ek maak alles nuut. Sê vir jou langs jou, kan jy sien hoe blink ek is splinternuut. Okay. As jy die goeie nuus aanneem, daarin wandel en volhard in die beginsels van hierdie goeie nuus, sal God jou in sy hemel toelaat. Wat sê Johannes 1 vers 12? En almal wat hom aangeneem het, aan hulle, wie is die hulle? Almal wat hom aangeneem het, aan hulle sal hy mag gee, progressief, om kind van God te word. Aan hulle wat in sy naam glo, wat nie deur die wil van 'n man nie, maar wat uit God gebore word. So, as jy Christus aanneem, posisioneer jy jouself vir sy Heilige Gees, en word jy 'n kind van die Here, wat begin by jou persoonlike aanneming van sy verlossingswerk in jou lewe. Dit bring my by die vraag, wat was hierdie beginsels van die evangelie waarvan Paulus hier praat, en wat het hy aan hierdie mense verkondig wat hulle aangeneem het, en wat hulle vas aanhou, en wat aan hulle die lewe gee? Wat is daai beginsels? En dis die goed wat ek en jy moet ken, en dis wat buitekant toe moet gaan. Kom ek lees dit vir jou, in dieselfde hoofstuk vers 3 en 4. Want in die eerste plek, het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, nommer 1, dat Christus vir ons sonde gesterf het. So wat is die eerste prinsipel wat jy moet ken? Dat Christus vir jou sonde, vir my sonde, kom sterf het. Nommer 2. En dat hierdie Jesus begrawe is. Dit getuig van sy dood. Met ander woorde, hulle het hom neergelê, hulle het die spies in sy sy gedruk, hulle het sy hande deurboor, hy het sy laaste asem uitgeblaas, hulle het hom van die kruis af dood afgehaal. Nommer 3, dat hy op die 3de dag opgewek is, volgens die skrifte. Nommer 4, en dat hy aan Sefas verskyn het, en daarna aan die 12,
En daarna het hy ook verskyn aan oor die 500 broeders te gelyk, waarvan die meeste nou nog lewe, en ek het tot donderdag aand baie kwaai op dit stil gestaan, maar sommige al ontslaap het. Dan verskyn hy aan Jakobus, en dan verskyn hy weer aan die 12, en daarna verskyn hy aan Paulus, die ontydig gebore apostel. Hoekom die ontydig gebore apostel? Hy is die 13de apostel vir die heidense wêreld. Wat is die goeie nuus? Jesus sterf om ons van ons sonde vry te maak. Jesus word deur hooggeplaaste amptenare van die Jode en die Joodse raad in 'n graf begrawe, en die graf word verseël en bewaak deur 16 soldate. Die derde een is Jesus verbreek die krag van sonde. Let mooi, en hy gooi die totale loon van sonde omver toe hy op die derde dag uit die dood het opstaan. Hy kanselleer die vloek van die dood. En die vierde een is die vierde beginsel. Hy verskyn en vertoon hom lewend aan al hierdie mense wat ek nou net vir julle gelees het, as 'n getuienis. So wat moet jy met iemand deel? Baie jare gelede, ek was eintlik 'n vars bekeerling, toe ek nog by landbou betrokke was, is daar 'n meisietjie wat uit die AGS kerk gekom, en sy het hierdie persoon gehad, dat sy aan verloof was, haar verloofde, hy was 'n advokaat. En hy was 'n ateïs, het glad nie in God geglo nie. En sy sê vir my, hoor hierso, kom praat jy bietjie met hom. Ek dink vir myself, joh, hierdie ou is bietjie slimmer as ek, want dit het 'n baie kwaier graad as ek. Baie kwaier kwalifikasie as ek. Wat gaan ek nou vir hom te sê? En nou is hy nog 'n ateïs ook by dit. Maar nou ja, ek het ook mos nou boldness, en ek weet ek het die Heilige Gees, en ek besluit ek gaan. En ek gaan sit daar in hulle woonstel, en hy sit so lekker agteroor met sy voete so op die koffietafel terwyl hy met my praat. En elke ding wat ek hom verduidelik, en elke ding wat ek hom sê, kom hy met een of ander storie uit, en hy probeer dit weer lê. Ek het 7 ure aangekom, en toe is dit nou al seker 11:30. En ek kry nie 'n duik gemaak in die ou se gees nie. En ek onthou, ek sit so terug, en ek maak my Bybel toe, en ek sê vir die Here, ek is nou klaar. Hierdie ou is heeltemal te slim. Hy is voorbereid. Hy is gestruktureerd. Daar's nie 'n manier dat ek hierdie ou enigstens kan oortuig vanuit my perspektief uit nie. En ek hoor hoe sê die Gees van die Here vir my, sit terug en sit jou voete op die tafel. Ek dog, Here, nou moet jy weer, as 3 stemme, is dit nou my stem? Is dit nou die duiwel se stem? Of is dit nou God se stem? Ons sukkel mos altyd met daai 3. En ek besluit ek doen dit. Ek sit ook my voete op die koffietafel, en die Here sê, okay, nou is jy gerelax. Jy het nou genoeg in jou eie krag getraai. Hy sê, vertel hierdie man presies wat hier staan. Net die kruisiging. Vertel hom Jesus se verhaal. Net so jy dit vir kind sal vertel. Ek begin met hom praat. En toe ek by die gedeelte kom, wat hulle hom neergelê het op hy kruis, en hulle dryf daai ruwe spykers deur sy hande en sy voete, toe spat die trane uit sy, maar dit rol nie, dit spat uit sy oë uit. En daai man gee sy hart daai nag vir die Here. En jare daarna, toe wonder ek net een oggend, hoorie, ek wonder waar is hierdie ou, want hy's in Mpumalanga iewers, en ek wonder wat het van hom geword, en ek woon 'n seminar by, wat die AGS ons uitgenooi het om vir hierdie ou van opleierskap, wat is sy naam, in elk geval om een van sy seminare by te woon, John Maxwell. Daar's 5000 mense. En iemand sê vir my, hoor hierso, kom eet saam met my in die VIP room. Ek sê, nee man, ek is nie 'n VIP nie, ek is 'n niks. En hy haal so kaartjie af en hy sit hom om my nek. Hy sê, hulle ken my, ek gaan daar inloop, jy gaan met my kaartjie daarin. En ek wil eers nie, want ek hou nie van sulke goed nie. En toe ek by die deur van daai saal instaan, daai saal is so groot soos hierdie saal, waar al die mense sit en eet. Loop ek by die deur, en die deur is op die punt gesit. Toe vlieg daar so 3/4 in die saal 'n man op, en hy spring op 'n tafel, en hy roep my naam uit. En ek raak so klein, toe ek my naam hoor, en al die ouens stop praat, en hier kyk hulle vir my, en hierdie ou wat op die tafel staan. Hulle dog seker ek het hierdie ou aangeraan toe ek jonk was. En hy vat sy pastoor so op sy kop, hy sê, sien jy daai man? Hy het my daai aand na die Here toe gelei. Pastoor Henry, hier's ek. Ek dog, Here,
Ek het maar net gewonder in my hart, waar is hierdie ou? En daai dag bevestig jy aan my die krag van God se woord en die eenvoud van hierdie boodskap. Kind van die Here, hierdie boodskap het 2 bene. Daar's 'n opdrag by die hemelvaart. Daar's 2 opdragte en daar's 2 beloftes. En dan gaan ons sommer nou vry uit vir jou bedien, want my tyd hardloop uit. Voor die hemelvaart kom die Here Jesus daar by sy disippels. Hy sê vir hulle, gaan die wêreld in en verkondig die eenvoud van hierdie boodskap aan alle mense. Gaan maak disippels deur hierdie goeie nuus aan hulle te bring. Wat is die belofte? Die belofte is reg aan die begin, toe hy langs die meer van Genesaret loop, toe hy daar langs die see van Galilea loop, toe sit daar 4 manne besig om visgereedskap gereed te maak, hulle nette uit te spoel en nette heel te maak, en die Bybel sê en Jesus het daar langs die see gewandel, en hy kom by Petrus en hy kom by Andreas, en hy sê vir hulle, kom agter my aan. En ek sal maak dat julle vissers van mense word. En die Bybel sê, hulle het alles gelos en Jesus gevolg. Toe kom hy by Johannes en sy broer Jakobus. En hy sê vir hulle dieselfde ding. En hulle het hulle vader, hulle het 'n vibrant besigheid saam met hulle pa gehad, wat hulle in die visbedryf besig was. Die Here Jesus sê vir hulle, kom follow me, Opizo, loop agter my, en ek sal maak dat julle vissers van mense word. Hier aan die einde kom Jesus en hy sê, gaan. Daar het hy gesê, kom. Want elkeen wat gekom het, moet éventueel gaan. En die belofte, wanneer jy besluit om Jesus te volg, word uitgespeel in 'n opdrag, kind van die Here, om te gaan, om wat te doen? Om hierdie eenvoudige boodskap wat Paulus hier in 1 Korintiërs, die 15de hoofstuk vers 1 tot 4 uitspel, aan die wêreld daar buite te gaan vertel. Die evangelie is nie moeilik nie. Die evangelie is nie ingewikkeld nie. Gaan vertel vir ander mense, wat moet jy hulle vertel? Dat Jesus gekruisig is. Dat Jesus begrawe is. En dat Jesus op die 3de dag uit die dood uit opgestaan het. En dat jy daardeur gered kan word. Dit is die boodskap. Nee, pastoor, hulle sal nooit so eenvoudige boodskap aanneem nie. Ek wil hê dit is wat mense moet hoor. Hoekom? Want hierdie muntstuk het net een van 2 kante. Of jy is aan die sterkkant van die lewe, omdat jy buite Christus is, of jy kan aan die kopkant kom, deur Jesus aan te neem, en letterlik hom toe te laat om in jou lewe 'n verskil te maak. Dis jou keuse. Elkeen wat gekom het 'n belofte, dat jy 'n visser van mense sal word. Ek wil vanmôre vir jou vra, by hierdie belofte, kind van die Here, waar is die visse wat ek en jy moet inbring? Waar is hierdie net van my, waar ek mense moet inbring? Hoeveel kan ek terugstaan en kyk en sê, Here, hierso is die een en daai een en daai een. Al wat jy kan doen is, jy's net 'n saaier van die woord. Jy's nie die een wat 'n mens moet red nie. Ek en jy's nie die een wat die lewe moet gee nie. Christus is die een. Donderdag aand stuur Johan vir my 'n boodskap terug en hy sê, hierdie persone het geantwoord op die WhatsApp en kyk wat sê hulle. God het met hulle gepraat deur hierdie woord van vanmôre en dis al wat ek kan doen. Ek kan net die saad saai, maar God moet die wasdom gee. Hy moet dit laat opkom. Hy moet hierdie mense se harte bereik. Getuig en vertel. Dis al wat jy moet doen. Pastoor, maar ek is nie 'n pastoor nie. Ek is ook nie 'n evangelis nie. Weet jy hoef eintlik niks te wees nie behalwe 'n gelowige. Maar 'n gehoorsame gelowige, hoor. Want hy sê vir elke een van ons,
gaan maak, disippels. Met jou persoonlikheid. Binne die konteks van waar jy werk, waar jy is, terwyl jy gaan, praat met mense oor die Here Jesus. Kyk waar vir jou deure oopgaan en daar waar 'n deur oopgaan, dit gebruik jy. Dis al wat jy moet doen. Jy het niks fancy woorde nodig nie. Jy het nie 'n Bybel college kwalifikasie nodig nie. Jy het nie 'n graad in teologie nodig nie. Jy het gehoorsaamheid nodig, want dan is daar nog 'n tweede ding wat jy kort. 'n Tweede opdrag. Maar voordat jy dit doen, en onthou al twee die opdragte is by die hemelvaart, want net daarna is hy opgeneem. Gaan, bereik die mense in die wêreld. Gaan dryf duiwels uit, maak siekes gesond. Maar voordat julle dit doen, is daar nog 'n opdrag. En wie van julle weet wat is sy opdrag? Wat moet hulle doen? Wag. Sê 'n bietjie wag. Wag, sê weer wag. Vir wat moet ek en jy wag? Vir krag uit die hoogte. En as ons nie gaan wag, dat God ons gaan volmaak met sy Heilige Gees nie, gaan jy die hele tyd in jou eie krag met mense praat en met mense deel, en hulle gaan nie reageer nie soos daai advokaat, totdat jy die Gees van die Here toelaat om deur jou te werk. Want ek weet nie of jy besef nie, God ken elke hart. En hy weet wat het elke een nodig om hom aan te neem. 'n Jong man nooi my, het altyd ons basgitaar gespeel, was jare by Garris en daarna by 'n Botale. En hy nooi my uit, hy sê, hoorie so Henry, ek wil 'n vriendin van my gaan sien. Wil jy nie saam met my kom nie? Hierdie persoon het nooit die geleentheid gehad om by die Here uit te kom, hy het nie groot geraak in 'n huis nie. En ek en hy stap, gaan die aand heen, ek kan nie onthou waar was dit nie, maar hier was in die stad in. Sy het gestudeer. En ons gaan sit daar by haar en ons begin met haar deel. Baie makliker as die advokaat, en daai nag neem daai kind die Here aan, daai dogter neem die Here aan. En ek is so opgewonde, en weet jy hoe neem sy die Here aan? Ons gee ook vir al die skrifte wat ons ken. En dit lyk of dit nie 'n impak maak nie, en die Here sê vir my, daai aand, vertel net jou getuienis. En ek vertel net my getuienis. En terwyl ek my getuienis vertel, sien ek hoe die trane begin loop. En hoe daai kind draai en sy hart vir die Here gee. Johan bel my so 'n paar 3 of 4 dae daarna, nog 'n Johan. Hy sê, jy sal nie glo wat het nou gebeur nie. Ek sê, nee, ek weet nie. Sê vir my. Hy sê, hierdie vriendin van ons, sy het na haar maat toe gegaan, na haar vriendin toe gegaan, en sy ken nou eintlik niks van die Bybel af nie, maar sy het vir haar gaan vertel, hoorie, hier's 'n Jesus wat vir jou gesterf het. Hier's 'n Jesus wat uit die dood het opgestaan, wat aan jou die ewige lewe wil gee. En hierdie vriendin is hierdie kant toe en daai kant toe, en sy besluit, hoorie so, al hierdie slim woorde het nie vir my gehelp nie, wat vir my gehelp het, is daai ou se getuienis, en sy vat daai meisie op my getuienis, en sy vertel my getuienis aan haar vriendin, en daai vriendin neem daar aan die Here aan. Is dit nie God nie? 2 vleie met 1 klap. Maar ek moes gaan. Ek moes in my kar klim. Ek moes uitbeweeg. Pastoor gaan bid vir iemand in Brits. Ag nee, Here, ek is nie nou lus om so ver te ry nie. Waar is hy predikant? Nee, hy bly in Brits. Nee, maar laat hy vir hom gaan bid. Nee, jy moet gaan. Here, jy weet nie, die kar van my kry 6 kilos op 'n liter, dis ver so en dit gaan my geld kos. Gaan. Here, my voete is seer. Ek sukkel met my hakke, jy weet, ek was al hoeveel keer by die dokter, die goed kom nie reg nie. Nou wil jy ek moet daar gaan verloop, daar by die hospitaal. Gaan. Toe ek in die kar klim, sê ek, ag Here, vergewe my. Bid omtrent die hele tyd, dat ek net kan vryspraak kry en vergifnis. Ek stap in die hospitaal en ek lê op daai ou wie se niere weg was. Die dokters het gesê sy niere het gaan staan, daar's geen nierfunksie nie. En ek lê my hand op in 'n eenvoudige kinderlike gebed oor hierdie bloed, bid ek vir hom, en die volgende oomblik raak die Here hom aan, en voor hy middag 5 uur toe sy genees. Is dit nie God nie? Maar ek moes gaan.
Hy het 'n genesing nodig, en Philip sê nou dag vir my, werk nou nog in Afrika, sê Philip vir my, hy praat baie daaroor, en sê, hierdie pastoor stappe in, daar's nie harde woorde en daar's niks, hy sê, hy bid soms net so eenvoudige kinderlike gebed, hy sê, maar daar's 'n stuk autoriteit betrokke, hy sê, ek ervaar dit, en ek voel net, hoe dit hier van my binnekant af opstoot, en hoe dit iets in my liggaam verlaat, in die volgende oomblik, toe ek reg, is dit ek nie, is nie ek nie, is God, maar ek was sy voertuig, maar voordat jy gaan wag op krag, jy kan nie hierdie boodskap by mense by die wêreld uitkry sonder die krag van die Heilige Gees nie. Jy kan nie. En die kerk deesdae is onverskillig daaroor. Dis kom die kerkpap is, en ek sluit af met hierdie gelykenis. Na die opstanding staan Jesus op die strand. En Petrus sê vir die ander disippels, hulle hele lewe het eintlik ons nou verander, want hulle het nou vir 3,5 jaar saam met Jesus geloop, en hier kruisig hulle hom. En nou val hulle lewe so 'n bietjie uitmekaar uit, want hulle weet nou nie wat moet hulle doen, en waar gaan hulle nou heen, en wat is die volgende stap, en hoe goed werk nie, en hulle weet ook nie eens presies wat aangaan nie. En Petrus sê, kom, ek gaan vis vang. So waarheen keer hy terug, van waar hy kom. Maar waar het Jesus hom weggevat? Daar waar hy vis gevang het. En hier kom hulle uit, hele nag roei hulle, hele nag gooi hulle nette in, hele nag vang hulle vis. En toe hulle uitkom, sê Jesus, hoor jy, so bring 'n bietjie daai vis wat julle gevang het. Maar hulle herken hom nie, want hy's verrees, hy het opgestaan uit die dode, hy lyk anders. Waar is hy vis wat julle gevang het? Nee meneer, ons het niks gevang nie. Niks gevang nie? Nee, niks. Gaan terug en gaan gooi julle net aan die ander kant uit. Gaan. Sê bietjie gaan. En die Bybel sê hulle doen dit. Hulle is moeg, die hele nag niks gevang nie. En hier sê hierdie man, hulle kan hom nie herken nie, maar hulle wis, dit moet hy wees. En op grond van sy woord gaan hulle. En hulle gooi die net. Nou julle, wat is die verskil? Ek het al op die see vis gevang, weet nie of julle al gedoen het nie. Ek het nog nooit baie op 'n dam, op 'n skooter, op 'n roeiboot vis gevang nie, maar ek het al op die see vis gevang. Of jy nou die kant ingooi, of jy nou die kant ingooi. Dis net die boot se lengte van daai skoolvis af. Dis omtrent dieselfde. En hulle gooi daai net uit. En hulle trek dit in. En die vis is so baie, dat die nette wou skeur, maar dit het nie geskeur nie. Hoekom nie? Want die Gees van God het die vangs bewerk. Jy sal verbaas wees om te sien hoeveel mense God deur jou kan bereik, as jy net bereid is om te gaan, en as jy net bereid is om saam met die Heilige Gees te werk. Op hulle eie krag, niks. Maar met God se woord, op sy krag, nette vol vis. Het ons nie in Suid-Afrika hierdie net nodig nie? Asseblief speel vir my, Pieter. En wie is hierdie net? Dis ek en jy. Elkeen van ons moet gaan met sy krag vir God 'n verskil gaan maak. Ek wil vir jou vra vanmôre, is daar iemand hier? Ek gaan jou toerus in die volgende paar weke met 'n stuk gereedskap wat jy kan gebruik om te gaan. Net om jou aanknopingspunt te kry, of jou aanknopingspunt te gee. Pastor Dirk is altyd vir my so mooi voorbeeld, hy is nie vanmôre hier nie. Hy stap net nou uit en sê, hoor ek wil vir jou sê, die Here sê, ek moet vir jou sê, hy is lief vir jou. Nee dit. En as jy wil, kan ek vir jou 'n gebed doen. Ek
kan nie vir jou sê hoeveel mense gryp daai geleentheid aan, want hulle het so behoefte om voorgebid te word. Jy kan nie, ons gaan nie Suid-Afrika verander sonder dat ons hierdie mense in hierdie land by God terugbring nie. Politiek kan dit nie doen nie. Menslike leiers sal dit nooit kan doen nie. Maar God kan. Pastoor, ons is in die laaste dae sê die afval sal kom, dit is so. Ek wil ook vir jou sê, in die laaste dae gaan daar 'n oes inkom, wat groter sal wees as enige oes ooit tevore. En ek weet, dat ek weet, God wil 'n groot werk in hierdie land doen. Ek het 10 jaar van my lewe, 10 jaar, en ek sal jou op skrif dit bewys, gegee om te bid vir herlewing in hierdie land. Tot in 2008 waar God my 'n visioen gegee het. En die hele land was gerad. Bilborde oor die stad, versprei oor die snelweë wat sê, Jesus is koning. Draai terug na God. Wie van julle onthou daai dae? En die Here gee my 'n visioen, toe ek in Mosambiek sit. En vir 4 ure daai nag, kan ek nie ophou ween voor God nie. Want ek sien Suid-Afrika op die brink van herlewing. Maar ek sien hoe dat die kerk teruggestaan het. En die werk wat hulle deurgebid het tot op daardie stadium terugkeer na die ou gestalte van Suid-Afrika. En God sê vir my, the prophet flee in the most prospect times of revival. Is God klaar met hierdie land? Nee. Maar ek wil jy moet verstaan. Hy het jou nodig. God kan dit sonder ons doen. Maar God gaan dit nie sonder ons doen nie, want hy kan nie teen sy eie woord teruggaan nie. Want hy het gesê, gaan, maak julle disippels van al hierdie mense in hierdie land. En ek wil jou uitnooi. Ek is besig met 'n disippelskap reeks daar by my by die huis, by plot. In die kinderkerksaal van die kerkie waar daar staan. Elke Sondag aand. 6:30 klok daar 36 mense in. Moenie geleenthede mis wat God skep nie. Maar raak betrokke, sodat jy toegerus kan wees om vir God iets te doen. Jy kort sy gees. Is daar iemand vanmôre in hierdie kerk wat sê, daar's 2 opdragte, gaan en wag. Daar's 2 beloftes, ek sal jou 'n visser van mense maak. Maar jy met my krag, ek sal jou toebedeel met die krag om dit te kan doen. Is daar iemand vanmôre in hierdie kerk wat sê, ek wil saam met jou opstaan, want ek wil vanmôre op my voete staan en sê, Here, ek wil 'n verskil gaan maak. Daar buite. Is daar so iemand, kom ons buig ons hoofde in aanbidding. As mense wat opstaan, ek wil 'n verskil gaan maak. Jy staan nie vir my op nie. Jy staan vanmôre op, moet die Gees jou oortuig. En ek wil sien, dat hierdie land transformeer deur die krag van God se Heilige Gees en die goeie nuus wat
Paulus in Korintiërs verkondig het. Vader, dankie dat ek vanmôre voor die troon van God kan buig. Here, hier's baie mense wat vanmôre opstaan en sê, ek wil gaan. En Here, nou weet ek, daar is 3 dinge wat ons Christen wêreld weerhou om letterlik te gaan. En die eerste ding is, ek weet nie hoe nie. Daarom wil ek bid dat ons uit U hand sal ontvang om hulle toe te bedeel met kennis, want dit deel met kennis. Die ander een sê ek kan nie. En dit deel met vrees. Ek is bang. Wat gaan mense van my dink? Wat gaan gebeur as hulle dit nie aanneem nie? Ek is bang hulle verwerp my. En die laaste een is, ek wil nie. Dit deel met ongeloof, ongehoorsaamheid. Here, iewers in ons lewe moet ons hierdie 3 fasette oorkom, sodat ons gehoorsaam kan wees aan die opdrag. Wil U nie, Hemelse Vader, vanmôre stil staan by ons, en wil U nie net die koninkryk in ons lewens laat kom nie. Dankie vir elkeen wat vanmôre opnuut 'n besluit neem, om te sê, ek gaan disippels maak, maar ek gaan ook wag, en die Here vertrou om my toe te bedeel met krag en genade. En hierdie wagtydperk, Here, is nie, ek gaan sit en wag en ek wag en ek wag en niks gebeur nie. As ons sê wag, Here, dan bedoel ons, maak staat op die Heilige Gees, as ek dit reeds ontvang het. Maak ons ore oop om die stem van God te hoor. Want Here, U het aan ons 'n goeie boodskap gebring, goeie nuus. Help ons om dit uit te leef na buitentoe. Ek vra dit in Jesus se ewige naam. En die volk van die Here sê amen. Gaan in sy vrede en sy liefde, en waar jy gaan hierdie week, vertel iemand net daai 4 dinge wat ek jou geleer het vandag, in Jesus se naam.